son soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. En ontbytsake song, dit is so dieselfde ding, dis lekker somer, dis baie lekker, is lekker in die ateljee. Dis baie lekker om hier te wees. En is baie lekker om die akteur Peer Breitenbach, wat binnekort deel maak van die dagbreek aanbiedingsspan, hier by my baie hartlik welkom te heet. Dis natuurlik die nuwe weeklikse ontbytprogram. Ja, hulle sê so. Ek weet nie, ek werk met jou. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Hallo Dawie. Ons wat nou al gesoute spanne sal nou so hierdie oggend vir jou so 'n paar wenke gee. Saai, want ek het dit nodig hoor. Jy het Kyk, dit hierdie dan. looks maak dit nie die ability. Wel, ons kan miskien daaroor praat. Sy eerste fout van Torian Kruiwagen was by ons en hy het gesê mense sê nie Afrikaans, ja, my abiliteit. Wat sê sy? Jou vermoë. Ja. Ja, ek is vermoënde mens nogal. Wel, en net te benoem dan ook al sy, Ja. baie welkom hier vanoggend aan die dankie. sisiekind. Duidelik sien net jy nog so 'n bietjie van 'n stywe leer opdraande wat voor jou lê. Ja, ek sit hier saam met die ou hande. Maar Die ou jong hande, maar baie ou een nie. En jy moet die mooi hande is moet jy laan, hulle moet jy laan. Dawie. Sê iets nice vir my, iets moois vir my. Ja, iets moois. Ek weet nou nie dit dit begaan my woordeskat. Maar ons bevestig net vir julle, moenie bekommerd wees nie, ontbytsake gaan nêrens nie. Dis net ons heruitsendingstye wat verander, maar later in die program sal Karen Meyering van kyk net vir julle al daai detail gee. Karla, ek gaan nou maar nie so openlik weet skimp vir 'n kompliment nie, maar goeiemôre aan jou en jy lyk pragtig. Môre Dawie, dit wat ek vir jou wil sê, kan ek nie voor die kamera sê nie, so ek kan agter die kameras vir nou sê. In ons fokus kyk ons na die Vaaldroog en veral die dorpe Sasol en Denysville waar groot besighede hand aan hand loop met mooi natuurskoon en lekker wegkruikplekke. Hoe lyk jy? Ek begin nou gewoond raak aan jou nuwe haarkleur. Dankie, maar ek gaan dit nou weer volgende week kleur. Maar ja, maar ons drink vandag die spier Chardonnay en ek maak varkfilet met 'n Chardonnay sous. Ja, Narum, hallo. Hoekom moet jy weer so diep sug? Wil niemand jou 'n kompliment gee nie? Nee, maar ek probeer met mense geselskap Okay, altyd ek sal optel wat jy nie? voelig gesê het. Ek hou van jou nuwe haarkleur. Ek sien net so 'n bietjie silwer. O, is dit nie beplan nie? Jammer, David. Miskien ek dink is miskien net die ligte in die hemp of so iets. Ek wou vir Peer sê, aangesien ons moet nou 'n bietjie 'n wenkie gee of so, soos Rian gesê het, gebruik net die woord huidiglik. Huidiglik. Nee, net nie dit nie. Net nie huidiglik nie. Tyd vir die weer. Huidiglik. Fly now and pay later when you book online at flymango.com and pay for your flight using your Edgar's card. G-Connect in-flight Wi-Fi nou beskikbaar op alle Mango vlugte. G-Connect, meer as net breedband. Nou ja, alle oë is natuurlik vandag gerig op Durban waar die Curriebeeker finaal tussen die Sharks en WP plaasvind, maar dit lyk asof Moeder Natuur 'n hand gaan neem in die wedstryd vandag. As ons kyk na 'n satellietfoto van gister, sien ons reeds hierdie wolkkolom suid van die land. Dit beteken dat 'n koue front oor hierdie gedeeltes in beweeg het. En hierdie stelsel gaan reeds vandag noordooswaarts beweeg en dit gaan veroorsaak dat daar wyd verspreide reënbuie gaan voorkom, ook oor die Durban gebied. So verwag reënbuie gedurende vanmiddag se wedstryd. Daar's dan ook 'n kans vir donderbuie om op die westelike rand van hierdie reënbuie voor te kom en soos wat hierdie stelsel verder noordwaarts beweeg, sal dit nog steeds koel en vogtig wees oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Temperature wat oor sekere gedeeltes in die middel tot laat 10 gaan wees. So lekker koud. Teenoorgestelde storie in die weste waar 'n aflandige lugvloei gaan heers hierdie naweek. Dis temperature wat lekker warm gaan wees, veral oor die Noord-Kaap waar temperature in die middel tot hoë 30s
kan voorkom. Maandag gaan dinge afkoel met 'n koue front en 'n boligtrog wat langs die suidkus in beweeg. Dis reënbuie wat oor hierdie streke kan voorkom en teen Dinsdag heelwat aksie in die bolig, soos wat hierdie twee stelsels noordooswaarts beweeg. Goeie kans vir donderbuie oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes. Kyk ook uit vir sterk wind wat gaan heers langs die suidoos en ooskus. Die duining sal baie hoog wees, 6 tot 7 meter. So gevaarlike toestande langs die kusgebiede wees maar bedag hieroor. Dan teen Woensdag en Donderdag nog steeds heelwat aksie in die bolig oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Inteendeel, ons kan verwag dat daar heelwat donderbuie en reënbuie oor hierdie gedeeltes sal voorkom teen die middel en die einde van die week. Ook 'n kans vir haal. En met hierdie twee stelsels wat saamwerk, is daar definitief 'n kans vir superstelsels om te ontwikkel. Dit beteken dat daar hierdie superstorms kan voorkom. Miskien nie wyd verspreide reën nie, maar wel ewige donderbuie oor sekere streke. In die weste gaan dit warm wees Woensdag en Donderdag, maar teen die einde van die week is daar 'n koue front wat inskuif vanuit die weste uit, wat ons weer 'n kans gee vir enkele reënbuie in die suidweste. Dit hulle weer vir die week. Oor na Dawie met die ekonomiese nuus. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons Uncapped is genoeg. Uncapped internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breëband internetkeuse. Geen los skroewe nie. Weet julle, alles is besig om verkeerd te gaan in die land. Die graderingsagentskap is besig om ons te afgradeer. 'n Klomp dinge gaan verkeerd en toe sit verlede week daardie baie belangrike koerant. Hulle noem homself 'n koerant, die tydskrif met die naam van The Economist. Kyk wat staan op sy voorblad. Dit is The Economist. Nou, dit is een van die bekendste en die invloedrykste finansiële tydskrifte wêreldwyd. Die het ek om in my hand en ek het gelees wat daar staan. Die Economist van verlede week het allerlei nare dinge oor Suid-Afrika te sê. Dit kom hoofsaaklik daarop neer dat daar beleidsonsekerheid in Suid-Afrika is, dat daar politieke leidingsonsekerheid in Suid-Afrika en dit het alles so bymekaar gekom. Hierdie land is besig om in duie te stort. En wat 'n wonderlike hoogtepunt was dit nie, toe ons hierdie week geluister het na minister Pravin Gordhan toe hy sy mediumtermyn begroting gelewer het. Nou, die minister van Finansies, nou moet ek vir julle sê, hy sit nou nie noodwendig om dieselfde ideologiese vuur as ek, maar 'n paar dinge van hom. Hy's 'n regte tegnokraat. Hy verstaan die werk. Die begroting wat die minister vir ons die afgelope week vir ons gegee het, is 'n besondere dokument met besonder baie inligting. Dis totaal en al deursigtig. Jy weet presies waar al die geld heen gaan en wat daarmee gedoen word. Die minister van Finansies verstaan die werk. Maar onthou nou, dit is onbillik om hom te blameer as dinge verkeerd gaan by Nkandla. Dit is onbillik om hom te blameer as dinge verkeerd gaan by Limpopo as die ouens nie hulle skoolboeke kry nie. Dit is onbillik om die minister van Finansies te blameer. Die minister van Finansies, as hy nou maar net die president in Suid-Afrika was, so dinge heeltemal anders gegaan het. So dit is eintlik so 'n bietjie van 'n gevoel van ambivalensie wat ek ervaar. Ek is maar baie ongelukkig en onseker oor politieke leierskap in Suid-Afrika. Maar iemand soos Pravin Gordhan is sekerlik iemand wat baie bydra tot stabiliteit in Suid-Afrika. En ek het so 'n idee dat dit gaan bydra tot 'n iets wat beter blik oor Suid-Afrika oor die volgende klompie weke. So dankie aan hom. Ek stem nie altyd heeltemal saam nie, maar hy weet ten minste waarvan hy praat. Oor na Jan Arm. Hy gee vir ons die landbounuus. Partykeer weet hy ook waarvan hy praat. As jy met jou onderneming op ontbytsake kom spog, gebeur twee dinge. Dis baie goeie blootstelling en jy kry outomaties BEE punte vir jou onderneming se sertifikasie, want ontbytsake is 'n graad 3 BEE gesertifiseerde besigheid. Merkwaardig, né? So moenie tot op die laaste wag nie. Kontak ons. To accomplish great things, we must not only act, but dream as well. Not only plan, but also believe. At Yolandis, we believe in our people. They are the very reason for our existence, the core of our company, and the key to our success. It is our people who, with their knowledge, expertise, integrity, and loyalty, enable us to take on new challenges, extend our services, and take the company to new heights, whilst maintaining the strong and personal relationships we have with our farmers. We believe in our people. With them at our side, we belong in the league of extraordinary innovators.
That is why we have joined hands to start our journey towards new frontiers in the agrochemical industry. Nulandis is born out of the merger of Plaschem, UAP and Quemico. For years the leaders in innovative product development and crop protection. Uniting our strengths, we have been able to break new ground. Now, with almost 100 years of collective experience, Nulandis is the biggest agrochemical solution provider in the country, operating in South Africa and beyond. Nulandis will continue to meet the ever-changing needs of farmers through development, manufacturing, formulation, and distribution of specialized agricultural chemical products. We deliver products door to door through our national agricultural distribution network. Excellence is reserved for those who are prepared to take on challenges. We are committed to meeting each one. Through teamwork, we are prepared to push beyond limitations. We will empower you with our know-how in crop protection, giving you access to our knowledge. Nulandis has the distinctive advantage to help you build your business, offering the largest range of agrochemical solutions, giving you access to the right information at the right time. Nulandis, your powerhouse in the agrochemical industry. Die landbounuus word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. Vandag in die landbounuus. Wolprodusente kan glimlag, bewaringsboer kry erkenning, departement verloor vertroue in auditeure en landbouskrywers kondig wenners aan. Die opwaartse neiging in die wolmark is hierdie week voortgesit toe die Cape Wool's Merino aanwyser met 3,2% gestyg het om op R104,43 per kilogram te sluit. 'n Totale styging van 19,5% is sedert die opening van die seisoen aangeteken. Kotie van den Berg van die Wes-Kaap het die Weidingsvereniging van Suid-Afrika se Pieter Edwards toekenning vir bewaringsboer van die jaar ontvang. Die toekenning gee erkenning aan boere wat gesonde boerdery en bewaringspraktyke toepas. Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het sy misnoë uitgespreek jeens die ouditeursfirma Ernst & Young. Dit volg nadat 'n vertroulike forensiese verslag uitgelek het en in die hande van die Demokratiese Alliansie beland het. Landbouskrywers Suid-Afrika Noord het onlangs die streekswenners in die organisasie se toekennings vir boer, nuweling en landboukundige van die jaar aangekondig. 8 wenners uit verskeie streke sal 9 November in Johannesburg meeding om die nasionale titel. Dit julle landbounuus. Dawie en Tim gesels hierna oor die nuus van die week. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. Ruk jou vere reg en slaan vettelik om rekeninge op met Fat Budgie. Chip chip. Tim Du Plessis, Afrikaanse Koerant Media 24, ons gas is gewoonlik hierdie tyd van die oggend. Tim, goeiemôre. Môre Davie. Die groot storie is seker die mediumtermynbegroting van die minister van Finansies. Ja, maar dis mos jou terrein, jy moet daar praat, maar ek meen jy het vroeër ook daarna verwys die kontras tussen Pravin Gordhan en al die ander mense wat ons die afgelope tyd geparadeer gesien het en so en hoe hy, en dit is nie ongelooflik nie vir my aanvoelinge daar so 'n bietjie van 'n element van rustigheid en kalmte ingetree toe hy gepraat het. Ja. Praat met gesag, weet presies, hy weet wat hy doen en so. En iewers het ek gelees iemand sê hy het baie gepraat met die oog op die graderingsagentskappe. Net om vir hulle te sê, stadig oor die klippe man, dit gaan nie regtig waar so verskriklik sleg in die land nie. Jy weet, as jy dinge weer graderings, ek wil nou nie jou tyd vat, maar hulle kyk na die werklike syfers en sy syfersgedeelte is goed. Daaroor is hy nie afgegradeer nie. So ek dink nie hy het veel om nodig te doen so die afgradering is as gevolg van politieke leierskap. Dis korrek. Ja. So gepraat van, die tolhekke is aan, dan is dit af, dan is dit aan, dan is dit af, lyk maar dis nou weer aan. Ja, kyk, onthou daar was nou 'n hofuitspraak geweest wat sê hulle kan aangaan, maar daar's nog hofaksies. Daai Outa. Ja, daai ouens, hulle gaan nou nog aan en Kusatu het ook, gesê, ons gaan nou nie in die howe beklei nie, ons gaan in die strate beklei. Nou ja, ons het al 'n bietjie daar gesels, hoeveel clout het Kusatu nog regtig waar? Kan hulle nog
so 'n groot teenkanting soos hierdie kan hulle dit nog monster aan die gang kry. Waarby het gesê maak vas julle sitplekgordels. Ja, jy weet en COSATU soek natuurlik iets om te wys, maar ons is nog belangrik. Ons is nog 'n kragtige mag in hierdie land wil ek amper sê. En dit kan wees dat hulle hierdie ding gaan gebruik, maar jy sien dis gelokaliseer. Dis net hier in Gauteng. In ander dele van die land affekteer dit nie eintlik nie. Dink jy hulle is nog 'n politieke mag? Wel, jy weet, Marikana was vir die hele land sleg geweest, maar ek dink dit was veral vir COSATU was dit nogal hulle is bietjie uitgewys daar soos hulle sê in rugby, né? Die kamera het bietjie gefokus en gesien, nee, maar hierdie ouens is besig om hulle greep te verloor. Want die aanname was altyd geweest, COSATU het 'n totale beheer oor die werkersmag in Suid-Afrika en veral in die mynwerkersunie, want dis hulle stigtingsunie geweest. Ja. En dit lyk asof hulle nie daai soort van beheer eintlik meer het nie. Net 'n vinnige laaste een, is Cynthia Carroll. Ja. Sy is op pad uit of sy is uit. Ja, sy het bedank Vrydag. Die aankondiging gekom het sy bedank. Ek is nie heeltemal seker nie of sy 5 of 7 jaar, daar was nie so lank tyd. Dis nou by Anglo. By Anglo American, ja. Sy, jy weet wat 'n ikoniese maatskappy is, so sy gaan nou weg. Dit lyk nie asof daar 'n sinistere rede is nie. Dit lyk maar net asof sy sê ek het nou genoeg gehad. Dit is 'n lang tyd om iemand anders 'n beurt te gee, maar die tydsberekening met die mynbousektor in Suid-Afrika wat so onder die soeklig is en wat so onder druk is dit 'n bietjie van 'n ongemaklike tydsberekening. Net 'n vinnige opmerking. Cynthia Carroll toe sy oorgeneem het was Anglo die grootste maatskappy in Suid-Afrika. Vandag is Billiton amper dubbel die grootte van Anglo. Nietemin hoe dit ook al sê, baie dankie vir vanoggend. Nou het julle allerlei politieke verwikkelinge en daar's natuurlik altyd 'n nuus agter die nuus. Nou Willem is nie hierdie week in die ateljee nie. Ek dink hy's kwaad hierdie vet budgie, maar hy sal volgende week weer op sy pos wees by die boom en dan is dit tyd vir Jan Harm met sport. Broadwing. Quick, smart, reliable. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Môre, nee, dis die tyd vir Willem, is tyd vir die sport. 'n Groot naweek vir sport met die Sharks en die WP wat dinge uitspook vir die Currie-beker in Durban en die Champions League T20 finaal wat plaasvind by die Wanderers. Die Sharks is natuurlik die gunstelinge in Durban, maar 'n interessante feit, in die 4 Currie-beker finale tussen die twee spanne vanaf 1946 was die streeptrye 3 keer aan die wenkant. Die Haie het wel die mees onlangste finaal in 2010 gemaklik met 30-10 gewen. Ons gaan voort met ons kykie na die jaar se snaakste en opwindendste oomblikke en vanoggend maak ons 'n draai op die tennisbaan. John McEnroe was bekend vir sy kort humeur, veral as dit kom by skeieregters, maar in 2012 het Marcos Baghdatis besluit om sy frustrasies op sy raket te uithaal. Take a look at some action from last night if you missed it. Marcos Baghdatis, he wasn't happy with the performance of his racket. In the match against Stanislav Wawrinka, he gave it to the ball boy and said, go and fix that. And the ball boy had to say, what do I do with it? So he got another one. That one didn't work either, apparently. This one was new. It wasn't going to work. Neither was that one. Crowd, right into it. Baghdatis versus Wawrinka. Racket violation. Baghdatis even had to laugh. Ek weet nie of hy so kwaad was nie. Nou is dit oor na Ola. Brinkel Westfalia avokado-olies net so oor vars slaai of groente vir 'n splinternuwe smaaksensasie. Westfalia, 'n erfenis van kwaliteit. Welkom, ek maak vandag kos saam met Spier Wynplaas se Chardonnay. Hierdie wyn se persoonlikheid is onafhanklik en charismaties en dit is 'n wyn wat daarvan hou om in die son te lê en boek te lees, lui lekker. En die pasmaat in kos is ligte wit vleis, disse, slaaie en baie seekosse. Maar ek het besluit om vandag varkfilet te gebruik, so dit is ook gesond, dis 'n baie gesonde varkopsie. Escort natuurlik maak dit en of verskaf dit
En daar's geen vet aan en is verskriklik bekostigbaar en dit is wat dit so gebruikersvriendelik maak ook. En is baie maklik om gaar te maak en jy kan dit is regtig saam met die Chardonnay of 'n ligte maaltyd te dien of jy kan dit op 'n wintersaand kan jy dit natuurlik baie warm ook maak en jy kan dan 'n rooiwyn dus ook daarbey sit want mens dink baie keer jy kan nie 'n rooiwyn saam met varkvleis bedien maar jy kan. Maar vir vandag se dis gaan ek baie lig maak want dit is somer en juist om saam die Chardonnay te gaan. So ek gaan 'n Chardonnay sousie daarbey maak en ek gaan gekarameliseerde appels maak want natuurlik appel en vark gaan lekker saam. Maar die vark gaan ek eers nou doen want dit gaan verskriklik vinnig. Die botter moet net smelt. Ek het appels in skywe gesny. Vat maar net appels wat jy in jou kas het en ek gaan baie suiker oorsit want ek gaan dit nou karameliseer in die oond ook. En die kruiers wat ek daarbey gaan gebruik is dragon wat hulle 'n super krui noem. En sodra die botter gesmelt het, gaan ek dit vir so 30 sekondes net vinnig daarin braai en dan gaan ek dit in die oond sit by 'n redelike lae hitte dat dit alles net goudbruin kan word. Bietjie sout. Ons fokus oor 'n paar dae op Heidelberg en dan gaan ons by Escort self kuier en kyk hoe lyk dinge daar. Ek sien uit daarna. Ja, dit gaan baie interessant wees. Ek sien vreeslik uit, maar vir nou, kyk ons na Westfalia se guacamole wat heerlik gesond is en dan gesels Milan met peer. Maar hierdie gaan 'n baie lekker ligte dis. Escort vir heerlike gemarineerde ribbetjies, worsies en ander vleisprodukte. Westfalia sorg dat verbruikers elke dag toegang het tot gesonde, natuurlik cholesterolvrye produkte. Gesond, maar heerlike produkte soos almal se gunsteling guacamole. Die lekkerny is propvol mono-onversadigde vetsure of soos ons dit beter ken, die goeie vette. Dit word selfs deur die Hart- en Beroerte Stichting onderskryf as deel van 'n gesonde eetplan. Dit bevat Vitamiene E, omega 3 en 6, is vegetaries en halal en kosher gesertifiseer. Westfalia guacamole verseker verbruikers toegang tot heerlike vars avokado, 12 maande van die jaar, moeitevry en morsvry. Die guacamole is tot 98% pure avokado, niks bygevoeg nie. Die guacamole is gerieflik verpak in 500 gram bevrore pakkies en 200 gram vars en reg om te eet pakkies. Geniet dit as dip of lepels vol saam met jou gunsteling gereg. Beskikbaar in 2 geure, avontuurlik gekrui of natuurlik gewoon. Pier Breitenbach kuier vanoggend hier by ons en hy vertel ons meer van die nuwe kyk net ontbytprogram Dagbreek. Is jy reg om 3 uur in die môre op te staan? Glad nie. Nee, maar jy het ons 'n klein babatjie. Dit jy het ons gewoon daaraan. Ja, maar ek het 'n baie oulike vrou en sy dring daarop aan dat ek nie opstaan nie. Sy sê want elke keer as ek opstaan in die aand om na die babatjie te kyk, dan lê sy in elk geval wakker en wonder wat vang hy aan. Ek het nou 'n paar keer opgestaan en dan sê sy vir in die môre vir my, "Hoe was hy?" Dan gaan ek, "Hoe was wat?" So sy dring daarop aan om op te staan in die oggend. So ek slaap nog steeds lekker laat. Ek is nie geprogrammeer om op te staan eintlik nie, vroeg nie. Hoe het Dagbreek vir jou gebeur? Het jy geaudisie en hoe het jy geaudisie? Ja, ek het net so SMS gekry. Hoorie, ons audisie nou môre vir Dagbreek. Toe gaan ek, wat's dit? Kom. Toe sê ek, "Alright." Toe ek daar in toe ek weer sien toe nou moet ek voor 'n kamera staan. Nou moes jy soort van die ek sien nou ek weet self nie die Afrikaanse woorde vir die goed nie, die autocue. Moes jy hulle autocue lees? Moes jy teks leer of wat moes jy doen? Of moes jy net jou spranklose self? My wat? Papegaai oog. Papegaai oog. Dankie Dawie. Nee, ek daar was nie 'n papegaai oog nie. Dankie Dawie. Daar was 'n stuk papier wat jy moes memoriseer en dit het ek nou maar gedoen. En ja, later het die papegaai oog eers bygekom. Ja. En het jy ooit aangebied? Ek het aangebied al ja. Ja, vir so 'n natuurprogram op 'n ander kanaal wat ek nie nou mag noem nie. Ja. Is jy op jou senuwees? Nou ja, verseker, kan jy sien. Hier by ontbytsake en jy weet ons hier is ons skadeloos. Ek is permanent op my senuwees man. Nie maar vir Dagbreek nou. Ja, ek is almal sê altyd, "Hy gaan dit lewendig op lig wees." Hoe wat's opgewonde, nee, dan gaan ek weet nie of ek opgewonde moet wees en of ek moet skree en in die berge en hardloop. Maar jy het nou iets gedoen soos Proestraat wat jy moet heeltyd op jou voete dink. Het dit nie vir jou 'n bietjie iets geleer nie of vir jou gemakliker gemaak met dit nie? Ja. Of jou eie foute reg te maak of Ja, maar kyk, ek oor die gemiddelde redelike dom mens. So hou dit vir my eenvoudig en dan kan ek daarmee cope, jy weet, maar ons sal nou maar sien wat gebeur. Solank ons net gaan lekker kuier en lag en mekaar se geselskap geniet elke môre, is dit goed. Wat is die konsep? Want ons weet nou julle is 'n hele paar aanbieders. Ons het vir Elma nou die week hier by ons gehad om Langbeen Elma. Ja. Pragtig Elma. So wat gaan julle altyd almal daar wees? Gaan jy byvoorbeeld sport doen of gaan jy net jou wonderlike self wees?
daar is so 'n groep van 6 of wat aanbieders en hulle is nie almal op dieselfde dag op nie. En ons maak die dinge anders, ons verander dit so 'n bietjie, jy doen nou sport, dan doen daai nuus en jy weet oor 'n dag of 3 doen daai ou nuus en jy doen aktualiteit en hy doen onderhoude en hy jy weet doen die links en so. So dat ons gaan heeltyd die dinge verander en dit heeltyd nuut hou. En seker maar die resep uitkyk want dit is nou nuut en mense moet amper half nie oor die ding dink want dit is die eerste Afrikaanse ontbytprogram. 100% Afrikaans, ja. Die manier wat ek dit praat, ek gaan baie pak slaker seker by die ooms en tannies. Ek vra nou om verskoning. Ek probeer regtig my bes. Hulle gaan jou vergewe. Hoe gaan dit die res van jou loopbaan beïnvloed? Gaan jy net in die oggende besig wees of repeteer jy deur die dag of? Op die langtermyn weet ek is ek nou gemaak. Waar gaan my loopbaan? Maar hulle sê man so 8 uur is die program klaar. Ja. Maar hulle sê nie vir jou na 8 moet jy nou sit en dan moet jy nou boeke vat en dinge opstudeer en so seker teen middagete sal ek half amper uitstap by die ateljee en dan so net voor sononder sal ek dan by die huis kom seker en dan gaan daai volgende dag so goed dan werk aan tot so 2 uur die môre en dan 3 uur weer ry om te gaan werk. Jy is reg, jou loopbaan is gemaak. Ja, my loopbaan is gemaak. Jy gaan nooit weer ander wat dat dag gaan jy. Ons gaan net gesels oor die ander wonderlike dinge wat in jou lewe besig is om te gebeur, kinders en allerlei sulke fantastiese goed. Was dit? Ons gaan nou daaroor gesels. JJ van Rensburg van Garden World gee ons nou nog 'n paar wenke oor tuinmaak en dan praat Dawie met die hoof van Afrikaanse kanale, Karen Meyring, oor dagbreek. Goeiemôre julle. My naam is JJ van Rensburg. Ek is tuinboukundige by Garden World Kwekery net noord van Johannesburg. En vandag en vir die volgende paar weke gaan ek vir julle leer hoe om lekker tuin te maak en ook hoe om jou huis en tuin plaagvry te hou met hulp van Protec produkte. Protec is 'n jong dinamiese maatskappy wat onder lisensie van Arista Life Science handel dryf. Protec spesialiseer in plaagbeheerprodukte vir die huis en tuin. Arista Life Science is tans die grootste landbouchemiese maatskappy in Suid-Afrika. Dit beteken dat Protec toegang het tot die nuutste chemie en kan hierdie gesofistikeerde nuwe chemie dan aan die verbruiker beskikbaar stel. Die huidige reeks produkte is sorgvuldig geselekteer om aan die behoeftes van die kliënte voldoen, as ook die beste produk teen die mees bekostigbare prys beskikbaar te stel. Protec het 'n volledige reeks van die volgende huis- en tuinprodukte: insekdoders, onkruiddoders, swamdoders, rotdoders, spesialiteitsprodukte en ook misstowwe. Protec produkte is landwyd in vooraanstaande hardeware, kettingwinkels, koöperasies en natuurlik tuinsentrums beskikbaar. As daar 2 produkte is wat jy in jou huis moet hê, veral teen mure, is een van hulle Nippet. Nippet gebruik mense natuurlik buite die huis. Dit is in 'n korrelvorm. Dit is een van die nuutste produkte op die mark en dit is 'n muurlokaas. Ongelooflike goeie produk om te gebruik as jy mure buite jou huis het. Maar kom ons kyk bietjie binne in die huis. Wat as jy probleme het met weeluise, kakkerlakke, mure, muskiete, vliee, al daai tipe van goed? Daarvoor het jy AK47 nodig. Nou AK47 kan binne in die huis gebruik word en ook buite die huis gebruik word. Baie mense gebruik dit by hulle diere, by hulle veehokke, enigiets van daai aard. Kyk bietjie na hierdie produkte. Kom ek gaan wys gou vir julle hoe gebruik mense hulle. Protec Nippet and Control is 'n topkwaliteit Suid-Afrikaanse muurgiflokaas teen 'n verlaagde prys. Dis verpak in 'n gerieflike, gereed vir gebruik strooihouer en dit is baie maklik om toe te dien. Daar is geen voorafvermenging van die produk en natuurlik geen natsproei dan nodig nie. Versprei ongeveer 30 gram van die lokaas net by die muurnes en sien hoe die mure binne enkele oomblikke die lokaas optel en binne die nes indra. Die korrel is klein genoeg en kan deur enige groot muurtjie opgetel word, selfs deur daai klein swart suikermuurtjies. Dit is nie nodig om die nes enigstens oop te maak nie, om die normale muuraktiwiteit enigstens te versteur nie. Nippet and Control is 'n 99% natuurlike produk en het 'n baie lae toksisiteit vir mense en diere. Dit het glad nie 'n prominente kleur of reuk nie. Onthou, dit wis die hele kolonie uit, insluitende die koningin, so daar sal geen verdere voortplanting van die kolonie kan plaasvind nie. Sodra die aktiewe lokaas deur die muur opgeneem word, word die mure lui en hou hulle op met werk. Dus word daar geen verdere kos versamel nie en vrek die hele kolonie. Protec AK47 is 'n breë spektrum insekdoder wat jou huis sal beskerm teen huishoudelike peste soos kakkerlakke, weeluise, vliee en muskiete. Dit beskik oor 'n baie vinnige uitklop en lang nawerking en is ook ideaal vir dierehokke en stalle. AK47 is verpak in gerieflike wateroplosbare sakkies, dus is daar geen afmeting of direkte hantering van die produk nodig nie. Meng eenvoudig die vereiste aantal sakkies in water en spuit vir tot 'n 3 maande beskerming.
Onthou, AK47 kan op meubels, gordyne of selfs op die mure gespuit word. Dit is reukloos en dit sal ook nie vlek nie. Protek het 'n nuwe oplossing vir die huis- en tuinpla en hierdie AK47 kom ook in daai nuwe enkeldosis verpakking. Dit is baie eenvoudig, baie maklik om te gebruik en dit bespaar jou hoop geld. Spuit ongewenste plaas, siektes en onkruide met hierdie gehalte produkte in enkeldosisse van Protek. En nog 'n mylpaal vir Kyknet is vanaf die 5de November is 'n nuwe program met die naam van Dagbreek. Nou Karen Meyering, sy is van Kyknet en sy gaan ons meer vertel van die nuwe program en natuurlik hoe dit vir ontbytsake gaan raak. Kan ek sê goeiemôre baas? Nee asseblief nie. Natuurlik, jy is mos 'n soort van Nee, ek is nie die executive producer van hierdie show nie. O. Karen, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie Dawie. Hier is nou 'n nuwe program met die naam van Dagbreek. Nee, vanaf die 5ste November af. 5ste. Wat beteken dit? Ons gaan die dag breek. Wel, ek kan nie daaraan gedink het nie. Nee, ons het al 'n geruime tyd gelede het ons besef daar's eintlik 'n behoefte vir 'n regstreekse daaglikse ontbytprogram. En ek en Johan, die uitvoerende vervaardiger van ontbytsake, het ook gesels. En natuurlik is 'n daaglikse regstreekse uitsending is heeltemal 'n produksie van 'n ander aard. En met die tyd het ons dit nou reg gekry dat dit nou eintlik gaan gebeur op die 5de November. En ons is natuurlik baie opgewonde daaroor. Wat 'n formaat is dit? Wat gaan jy alles doen? Dis regstreeks. Ja. En in die eerste plek, ek dink om vir 2 ure regstreeks uit te saai op enige kanaal is 'n absolute voorreg. Ja. Dit is wonderlik. Daar's soveel moontlikhede rondom dit. Maar ek dink die hele gedagte is vir ons vir Kyknet se kykers om in die oggende te kan opstaan en met die regte soort van inligting wat hulle nodig het kantoor toe te gaan en hopelik met 'n huppel in die stap. Huppel in die spreekwoordelike stap. Is die idee om soort van 'n nuus te gee en 'n kook te gee en te mense wakker te maak? Dis al daai dinge wat 'n mens van 'n ontbytprogram verwag, dink ek. Dit is inligting, die nuus van die dag, die hooftrekke, wat gebeur in die sportwêreld, wat gebeur met die weer, wat gebeur met die verkeer op daardie oomblik sodat ek my roetes kan beplan en so. Ja. Die aanbieders wat jy het, ons het net vinnig met Peer gepraat en ek gaan net 'n bietjie met Peer verder gesels. Peer sê daar's 6 aanbieders. Is daar 6 aanbieders? Ja, dis reg. En dan werk hulle 2 op 'n oggend toe werk. Ek weet nie, hulle sal op 'n rotasieskedule werk, partykeer sal hulle na mekaar werk. Dit sal nou maar alles bepaal word soos wat ons aangaan. Ja. Maar 6 uiteenlopende aanbieders en ek dink sodat ons hopelik vir almal iets kan gee waarvan hulle hou. Sê my so 'n tipe van program. Is daar 'n resep wat so geleidelik uitkristalliseer wat mense kan sien dit werk? Ek dink nogal so. Ek dink nogal net soos met ontbytsake. Julle weet wat julle kykers van hou. Ek is een van hulle. Ek hou van ontbytsake. So ek dink ons gaan onsself laat lei deur die sosiale media en deur die terugvoer wat ons kry in terme van die resep wat ons mee afskop. So mens sal nie weet voordat jy 'n ding nie doen. Jy weet, en 'n mens moet maar dinge probeer om te weet of jy in die kol is of nie. Het julle 'n paar dinge geleer by ontbytsake ook? Ja, natuurlik. Ons leer nog steeds. Wat van ontbytsake? Wat van ontbytsake? Nee, ontbytsake bly net soos wat dit is. Die program het 'n heerlike identiteit en ons kykers is mal daaroor. So dit gaan net so bly soos dit is op 'n Saterdagoggend en dan gaan dit natuurlik ook herhaal op 'n Sondagoggend vir die ouens wat dit gemis het op 'n Saterdag. Maar die aanslag is iets wat anders. Die daaglikse en die regstreekse program sal soort van op die dag gefokus wees. Met natuurlik interessante insetsels ook soos ouerskap. Ek dink die Brits gaan vir ons ouerskap reeks aanbied en daar sal ook kos wees, maar dit sal in reeksies wees. Dit sal nie so wees soos op ontbytsake nie. Ja. Hoorie Karen, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. Maar ek weet net omdat jy nou soort van die basis hier so. Is dit regtig nodig om vir Jan Harm op die program te hê? Wat 'n program? Ontbytsake. Kom ons skryf mekaar na die tyd hier buite die studio, dan sê ek vir jou. Karen Meyering van Kyknet, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. So baie dankie aan Karen. So onthou nou van ontbytsake is van November af ook op Sondag 9uur indien jy dis nou Saterdag gemis het en Dinsdag en Donderdag om 1uur word 'n geredigeerde weergawe van ons uur wat ons noem Sake Fokus
ook uitgesaai. Dis omdat ons die klein sake en die medium-grote sake ondernemings in Suid-Afrika op die hart dra en ons wil hulle meer blootstelling gee, want dis hulle waaroor dinge gaan en dis hulle waaroor dinge gaan in die ekonomie en hulle laat die ekonomie groei. En so gepraat daarvan, die Afrikaanse Handelsinstituut het laasweek hulle jaarlikse kongres gehou en die nasionale ontwikkelingsplan, onthou daai ene, was een van die onderwerpe wat bespreek is en minister Trevor Manuel was self daar om lig op hierdie toekomsplan van hom te werp. 'n Nuwe president is ook verkies en toekennings is gemaak en die AI se ondernemings van die jaar is gekroon. Daar was 6 finaliste, 3 in elk van die 2 kategorieë. Al 6 finaliste se ondernemings sal ons erns in die toekoms aan julle kom voorstel. Hou ons dus gerus dop. En die kongres was by Skukuza in die Kruger Park gehou en ek wonder of hulle net kongres gehou het, ek glo nie. En ons kyk nou hierna en dan vertel Karla vir ons van ons opkomende fokus. Die AI het 'n uiters suksesvolle byeenkoms gehad, konferensie wat tot 2 dae gestrek het. Die doel van die konferensie was om die AI se aksies te belyn met die nasionale ontwikkelingsplan. En ons was bevoorreg om die minister in die presidentskap, minister Trevor Manuel, wat aan die hoof staan van die nasionale beplanningskommissie, om hom aan boord te hê en hy het die gesprek ingelei deur 'n breë oorsig te gee oor die nasionale ontwikkelingsplan en natuurlik wat ons as organisasies te doen staan, wat ons moet doen om dit lewend te maak en daai doelwitte te bereik. 2 aspekte waarop die kommissie klem lê as 'n belangrike deel van die siklus van ontwikkeling is aktiewe burgery en leierskap. Ja, deur om van die plan besit te neem, gee definisie aan beide konsepte. Aktiewe burgery is benodig die, en ek wil nou vir Christo aanhaal, die toegewyde en proaktiewe leiers. Bestaan nie alleen nie, maar jy het beide nodig. Die tweede spreker was meneer Frans van Groepe. Hy is een van die Reservebank se gouverneur-generaals en hy het ook in breë trekke gepraat oor die ekonomie, die rol van die AI in terme van die nasionale ontwikkelingsplan. Ek is eerlik as ek dit noem dat dit is die enigste haalbare alternatief vir Suid-Afrika. En vir die AI, vir die algemene burger hier daar buitekant is dit uiters belangrik om daardie dokument te bestudeer, om daardie dokument 'n lewende dokument te maak en daadwerklike aksies te loods om die doelwitte te bereik in daardie dokument. Professor Carolina Koornhof van Tuks is as die nuwe president van die AHI aangewys. En 'n eer om vanaand hier voor u te staan, om deur u verkies te word as die president van die AHI. Louis van Zeuner van Absa is aangewys as visiepresident. Die kompetisie se klein sake afdeling finaliste was Terrochem, Prisma en LifeMed. The winner is Prisma Trading Solutions. Die wyse waarop die eienaar van Prisma, Albert Pike, sy personeel opdra en die geleenthede wat hy hulle skep, glo ek is ook wat bydra tot die uniekheid en die vooruitstrewing as maatskappy by Prisma toewerk. En die oop afdeling finaliste was Hertex, Profit en Centurion Academy. It's my voorreg, it's my privilege to announce the winner of the open category, Profit Pty Limited. Ek dink die rede waarvoor Profit hierdie trofee ontvang het is die diversifikasie wat gevolg is en die groei wat 'n snel groei was die afgelope 13 jaar en ek dink dat ons 'n handelsnaam gevestig het wat bekend is in feitelik die hele Suid-Afrika. Die onderneming van die jaar kompetisie het ook 'n nuwe borg gekry. By Santam is ons baie opgewonde oor klein sake ondernemings. Nie net is hulle die ruggraat van die ekonomie nie, maar hulle is ook die toekoms van ons ekonomie. Die klein en medium sake onderneming van vandag is die multinasjonale maatskappy van môre. Ons het 'n paar uitstekende produkte en ons doen baie lekker besigheid met ons klein sake ondernemings in Suid-Afrika.
Bytsake se span verken die land van hoek tot kant met ons lekker motor van Equestra Flexi Logistics. Die jaar lê op sy rug en ons is reeds aan die werk aan volgende jaar se fokusse. So onthou solank dat ons bemarker Chantel van Winkel 'n fokus beplan vir Langebaan en Saldanha langs die Weskus en dit sal uitgesaai word op 23 Februarie volgende jaar. En ek wil regtig graag daar gaan kuier. So al julle sakemense van Langebaan en Saldanha, kontak sommer nou al vir Chantel en maak seker jou produk of diens kry die nodige blootstelling lekker vroeg in die jaar. Daar is ongelukkig geen kalender hierdie week nie, maar wel 'n boekfokus net hierna. Ontbytsake soek en soek. Ons soek al die suksesvolle klein en medium sake ondernemings om vir ons kykers te wys wat se entrepreneurs daar in ons land is. Moenie dat ons verder soek nie, kontak ons vandag om deel van ons program te wees. En dit vir 'n appel en 'n ei. Pa, wat soek jy? Ek soek die nommer van 'n Wilds-Lodge. 'n Bietjie vir ma die naweek bederf. Ek wil saamgaan, maar ek wil quadbike ry, padry en Absel en... Wag 'n bietjie, ek weet nie eens waar om te begin soek nie. Gaan na rsasearch.co.za toe. Nee, regtig pa, die internet verstaan nie Afrikaans nie. Dis rsasearch.co.za. RSA Search is die beste soek engine waar jy enigiets kan kry, van restaurante tot vakansieplekke en selfs gastehuise. Lees en geniet word aangebied deur Takealot.com. Kry die grootste verskeidenheid van boeke, asook elektronika, sportgoed en meer by Takealot.com. Veilige aanlyn aankope. Welkom by Lees en Geniet en vandag het ek hierdie twee oulike kinderboeke, Pret met woorde en Pret met syfers. Dit is 'n skoonvee leerboeke, ideaal vir kinders wat pas begin skryf het, want hulle kan op die boek self skryf met hierdie penne en dit net weer skoonvee. So kyk hierso. Byvoorbeeld, skryf die letters waarvan jy die meeste hou. Wie? Ja, en dan kan jy dit weer uitvee as jy nie meer baie van hom hou nie. Weet jy wat, ek sal vertel wat my gunsteling letter is as jy dit vir my sal terugsê. My gunsteling letter is R. Ja, gaan nie dit terugsê nie. Vra vir Carla. Okay, nee, ek sal se maak. En as jy nou 'n bietjie meer gevorderd skryf as graad 1 of 2 en nog beter wil raak, dan is die Afrikaanse skryfgids saamgestel deur Rihanna Skeepers en Letie Klein net die boek wat jy moet kry. Hierdie omvattende gids, die eerste in sy soort in Afrikaans, is gemik op almal wat meer van die skryfkuns, skryftegnieke en die Suid-Afrikaanse uitgewersbedryf wil weet. Die medewerkers is almal gerekende skrywers en hulle deel hul fabrieksgeheime ruimskoots met voornemende skrywers sodat niemand in dieselfde slaggate hoef te trap nie. Ruimskoots. Sien jy daai letter R vir my? Ons maak net hierna verlede week se wenners bekend en gee nog pryse weg. Surprise! You said you loved the mall. Here she is, bruh. The mall? I said I loved the mall. Seriously. Shopping's moved on online. Get the best sports gear, electronics, baby goods, books, home and kitchen appliances, toys, movies, music, games, and more at takealot.com. Safe, secure, online shopping. Don't worry. You're still getting paid. Beskerm jou hele familie teen die skadelike strale van die son met Zeroderm se sonskermreeks. Zeroderm is 'n breë spektrum sonskerm en beskerm jou geliefdes teen die skadelike UVA en UVB strale van die son. Kyk ook uit vir ons kinderreeks, Zeroderm Baby and Kids. Met 'n nuwe vrolike verpakking het die kleinspan nou ook hul eie Zeroderm sonskerm. Onthou die naam, Zeroderm Baby and Kids. Okay, ek sal doen. Ja. Verlede week het ons Rian Kruiwagen se autobiografie en audioboeke weggegee en die wenners daarvan is Marianne Hofmeyer, Catherine Lou, Pedro Meton, Marita de Lange en Antoinette Smits. Julle moet dit baie geniet. En nou vir die pryse van die week. Dit is hierdie Unforgettable Sunny South Africa dagboekkalenders met 53 foto's van Suid-Afrika se pragtige natuurskoon en diereryk. Die kalenders ondersteun ook Stop Rhino Poaching en is beskikbaar by CNA, PNA, Wordsworth,
Exclusive Books en menige ander boekwinkels. Kalenders kan ook verpersoonlik word vir jou besigheid. So as jy meer wil weet, besoek Global Calendars se webwerf by satouringcalendar.co.za. Ons gee 10 van hierdie mooi kalenders weg. So as jy een wil hê, SMS jou naam, adres en die woorde SA kalender. Nee, SA kalender. Afrikaans. SA kalender na 34084 en miskien is jy gelukkig. Ja. O, jy lyk pragtig met die hare van jou, hoor. Dankie, Dawie. Toe, Wow. lees jou papegaai oog. Wow. Lees. Later kondig ons die nuwe fotokompetisie aan met die groot pryse van Canon, so bly net waar jy is, maar eers is dit oor na Oulaitjie toe. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Wing. Nou niet van Scampi Braai. Die aluminium Scampi Boma Braai. Geen roes of verwering nie. Ook die enigste draagbare Boma Braai in 'n sak. Kuier lekker om die Scampi Boma Braai. En die alombekende Scampi Braai het geen bekendstelling nodig nie. Daar's ook die Scampi en Volcano ontbyt en paella panne en 'n reeks aluminium potte en broodbakkers. Kontak vir Henny vir korporatiewe of Kersgeskenke. Scampi Braai, maak buitekook 'n genot. Die appels is besig om lekker te karamelliseer in die oond en ek gaan nou vir julle wys hoe om die varkfilet te doen. Dit is regtig baie vinnig. Ek gaan net wonderpeper oorsit, dis pimenta allspice. Net om 'n bietjie van naaltjies en kardemom en sulke geure in te kry. Net so vinnig en dan gaan ek Westfalia se avokadoolie, die suurlemoen gegeurde avokadoolie in die pan sit en ek gaan hierdie bruin braai baie vinnig alkant, so ek gaan dit redelik hoog sit. En sodra daai begin rook, gaan ek dit insit en dan sal ek nou vir julle wys wat ek verder gaan doen. Want dis al wat ek eintlik nou hoef te doen. Dit lyk reeds baie lekker. Dit ruik lekker, né? Het jy gesê jy gaan jou hare weer verander? Kleur? Ek voel ek 'n bietjie dommer geword nou. Okay. Hierna is dit weer Milan en Piet. Maar jy kan dit bekostig. Vat dan nou hierdie Maak heerlike burgers met Escort se liplekker gemarineerde ribburgers. Spier se signature Chardonnay, die ideale pasmaat vir pangebraaide salm met 'n suurlemoenpottersous. Die ongelooflike Snappy Chef induksiestoof. Snappy Chef bespaar jou 50% op elektrisiteit en kook 64% vinniger as 'n normale stoof. 'n Elektromagneet verskaf hitte direk in die kookware in en nie na die stoofoppervlak nie. Hierdie innoverende manier van hitteverskaffing is wat Snappy Chef so koste-effektief, vinnig en veilig maak. Vir meer inligting kontak jou naaste franchise by www.snappychef.co.za. Ervaar vandag nog goedkoper, vinniger en veiliger kook met Snappy Chef. Hoor jy ooit ernstig? Ja. Rarig. Ja. Het jy nie op 'n stadium vir my gesê jy sal graag in 'n Shakespeare weer wil wees nie? Ja, bitter Het dit graag. nou nog nie weer gebeur nie? Shakespeare of Chekhov of jy sien as daai kos in die gang, nou gaan ek nie kan fokus nie. Ja. Ja, nee, ek sal bitter graag ernstige goed wil doen, maar soos jy weet, Ja, soos dit aan jou kant toe kom. ja. Ons we'll burn that bridge when we get there, soos die Engelse sê, né? Ja. Ja. Maar dan kom ons gesels gou oor die glipsies wat jy gehad het, soos wat jy dit nou gesê het. Jy het Glipsies? mos gesê dit was 'n fout. Dit was 'n per ongeluk jou Oor die kinders. kinders? Nee, die feit dat ek gesê dis 'n glipsie was 'n glipsie. Nee, dis is wel deurdag mooi beplan. Wie daar's staan- my. is dit nou die nuutste enetjie? Dis die nuutste ene. Sy naam is Nico. Ja. Dis actually 'n hele kind daai. Dit lyk net soos iets wat in die tuimeldroër gekrimp het, maar dis 'n hele kind. Ek het hom by my biologiese vrou gehad en hierdie twee ook. Hulle is Daniel en Kayla. Hierdie is Kyk toevallig net. laasweek op die Longtom pas geneem. Ek het besluit kom ons ry gou die naweek toe ry so 1500 km toe ontdek ons net gou weer die Laagveld. Hoorie, maar jy het met 'n motorfiets hier aangekom. Laai jy nou ooit een van hulle op die motorfiets? Nee, ek het een keer het ek twee dogtertjies agter op die motorfiets gelaai. Ek vra nederig om verskoning. Dis die verkeerdste ding om te doen. En ek het hulle net so om die blok gery tot by die garage en ek het vir elkeen 'n sweetie gekoop en toe weer teruggekom en toe vang die polisie my. Ja, toe moes ek daai skooterfiets terugstoot huis toe. En hy is swaar hoor. Met twee kinders op. Ja, maar nie een van ons het 'n valhelm opgehad ook nie. Maar ek ry op die sypaadjie. Ek sê vir hom, dis op die sypaadjie dit. Nee, dit is Nee, dis verkeerd. nie reg Dis die nie. grootste asseblief
veiligheid eerste mense, val helms as jy kan, alles baadjies, skoene, alles die hele ding soos ek soos 'n Kevlar kondoom elke môre as ek by die huis uitstap. Maar wat sê vir jou die mees uitdagendste van pa wees? Jessie. Kyk, 'n mens moet eintlik 'n boek daaroor skryf. Ek moet daai boek, dat Dawie daai boek gesteel nou, daai gids tot Afrikaans. Ek moet hom uitsien nou raadpleeg. Dis 'n boek. Die uitdagendste van pa wees is om kyk, belangrikste is om konstant liefde en waardering vir alles te gee, vir almal lief te wees. Dis maklik. Dit kan ek doen. Praat jy van jou kinders? Ja. Dit is baie maklik. Ek dink die ding is om almal konsekwent te wees met almal. Presies dieselfde te hanteer. Nie enetjie die te doen, nie enetjie daai. Ja, elkeen het sy eie persoonlikheid, maar is daar van hulle wat jy nou definitief vir jou in die een sien of vir jou vrou in die ander een en dan is jy bly daaroor of as jy spyt daaroor? Jy weet, mense val baie maklik in die ding. Ou tannies gaan, "Ag, kyk die babatjie. Hy lyk soos sy pa." Dan gaan jy nee, die kind lyk soos 'n babatjie. Ek verstaan nie hoe mense kan sê die kind het baie van jou nie. Miskien die kind dieselfde kleur oë, dan sit nou maar per toeval. Jy weet, ek sit nie daar en trek die DNA strootjies een vir een en deel hulle uit nie. So, nee, ek weet nie. Kinders is vir my ja, hanteer hulle soos individue. 'n bolvensterpattie van ma en pa, ja. Jy druk hulle soos hulle moet wees. Ja. Wat is volgende vir jou behalwe nou die dagbreek produksie hierdie jaar? Hoe lyk 2013? Het jy planne? Ek het baie planne, maar ek het oor die algemeen agtergekom dit kom nooit waar nie. Ja. So, wat ek weet gaan definitief gebeur. Ek weet daar's 'n film wat uitkom, 'n nuwe Afrikaanse film en sulke goeters. Wat jy nog in moet speel of wat reeds verfilm is en wat gaan uitkom? Hy's klaar gemaak. Daar sit ouens met byle en kap dit aan mekaar op hierdie stadium. Dis wonderlik. Ja, dis ek en Donnelly Roberts en Tim Tron en Helene Trieter en Panel Alexander Klein Karoo en Hykie Berg en Richard van der Berg regisseur gewees. Ja. En dan het ek ook 'n voeltjie oor vlei dat Proestra dalk weer gaan gebeur. Ons mense wat hou van die voeltjies luister jy na? Ek hoor voeltjies, ek is so ingeplak, so ingeprop. Ja, plak asseblief. Ek het ook Jan Kruiwagen se boek gelees by the way. Ekskuus tog, nie by the way is verkeerde ding. Ja, by die weg. Maar dit is lekker om jou hier te hê. Ons gaan nog verder baie lekker kuier. So bly waar jy is of min of meer waar jy is. Net hierna is dit Karla met ons fokus. Ontbytsake beplan 'n fokus in Saldanha en Langebaan daaronder langs die Weskus en dit sal uitgesaai word op 23 Februarie 2013. So as jy 'n besigheid in daai area het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Chantel van Winkel. Imagine if you could do all the things you've dreamed of doing. It's time to stop putting things off till tomorrow and take off. Enter the Mango 150,000 Rand Bucket List Challenge. Visit flymango.com. Mango, why not today? RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Goeiemôre. Ons fokus vandag op die Vaal-driehoek, Suid-Afrika se groot driehoekige industriële gebied wat deur die dorpe van 'n Bylpark, Sasolburg en Vereniging gevorm word. Ons eerste stop is Sasolburg. En soos jy die naam kan aflei, het Sasolburg sy ontstaan te danke aan die oprigting van Sasol 1 en ander kleiner chemiese nywerhede. Ons kyk nou na Sasol en dan gesels Dawie met Jacques Stols van Sasolburg Sakekamer. Wat die dorp so besonder maak, is sy boomrykheid. Toe die dorp in 1954 gestig is 72,000 bome aangeplant en vandag is dit die dorp met die meeste eikebome in die land, met 26 verskillende spesies eikebome as ook ander in- en uitheemse boomspesies. Sasol se aanvanklike fokus was die maak van petrol uit steenkool, maar vandag doen hulle soveel meer. Kom ons gaan kyk. Welkom by Sasol. Gedrewe deur innovasie. Sasol is 'n internasionale geïntegreerde energie- en chemiese maatskappy wat waarde toevoeg deur sy bewysbare alternatiewe brandstoftegnologie en sy talentvolle werknemers wat volhoubare energieoplossing aan die wêreld bied. Ware innovasie gaan nie net oor 'n idee self nie, maar oor die goeie wat uit hierdie idee kan vloei.
Sasol is nie net goeie idees nie. Sasol is wat die idees vir mense kan doen. Die Energiereus is een van die belangrikste industriële rolspelers en werkverskaffers in die Valdriehoek en die Vrystaat. Sasol is 'n familie van besighede wat in harmonie saamwerk om nuwe en dinamiese produkte te ontwikkel. Of dit nou chemikalieë, energie, brandstof of gas is, die onderneming se vooruitgang lê in sy strukture. Sasol het in Maart 2010 'n 14 miljard rand uitbreidingsprogram in sy Sasol 1 aanleg op Sasolburg geloods, waarvan die Sasolburg gas-enjin kragstasie bykans voltooi is. Die kragstasie sal vroeg in 2013 in bedryf gestel word, om sowat 140 megawatt elektrisiteit aan Sasol se aanlegte op Sasolburg te voorsien. Die nuwe EPU5 aanleg gaan etileen voorsien vir die vervaardiging van polyetileen, wat die roumateriaal is waaruit plastiek vervaardig word. Die nuwe aanleg sal 'n addisionele 48.000 ton etileen per jaar vervaardig. Die grootste projek in die program is die 8 miljard rand belegging in 'n bestaande wasvervaardigingsaanleg wat Sasol Wax se produksie van harde was in Suid-Afrika teen voltooiing sal verdubbel. Die uitbreidingsprogram hou vooruitgang vir Sasolburg, Sasol Wax, sowel as Sasol se kliënte en ander belanghebbendes in. Die was-uitbreidingsprojek het reeds omtrent 3500 konstruksiewerksgeleenthede oor die afgelope 3 jaar aan veral plaaslike konstruksiewerkers gebied. Hierdie geleenthede sluit beide ongeskoolde en geskoolde werk in. Met voltooiing sal daar uiteindelik 70 tot 100 permanente nuwe posisies wees. Boonbehalwe Sasol se belegging in sy bedryf op Sasolburg, belê Sasol in die gemeenskap volgens menslike behoeftes en om volhoubare ontwikkeling te verseker. Sasol ondersteun graag onderwys en vaardigheidsontwikkelingsprogramme vir die jeug en bied bystand vir kleinsakeontwikkeling en innoverende werkskepingsinisiatiewe. Die omgewing en wildbewaring lê die maatskappy na aan die hart en die bevordering van kunste en kultuur is ook belangrik in sy verskeie beleggingsprogramme. Sasol speel 'n belangrike rol in die verbetering van gesondheidsorg en welstand van mense. Om die impak van HIV-vigs te verminder is een van hierdie primêre fokusareas. Oor die jare heen het Sasol in die gemeenskappe van Metsimaholo, die Fezile Dabi distrik en die Vrystaat belê. Heel party van hierdie beleggings is gedoen in samewerking met verskillende regeringsdepartemente. Hulle grootste ondersteuningsarea is onderwys en instandhouding van infrastruktuur. Volgens Sasol sal die maatskappy se belegging in hierdie areas toeneem, hoofsaaklik deur sy stedelike ontwikkelingsprogramme. Verbeel jou 'n wêreld sonder brandstof of chemikalieë. Sasol voeg waarde by steenkool, olie en gasreserwes. Sasol benut hierdie voerstowwe om vloeibare brandstof, ander brandstofkomponente en chemikalieë te maak met gepatenteerde Sasol tegnologie. Sasol is vandag 'n toonaangewende verskaffer van sintetiese brandstof in Suid-Afrika en 'n belangrike internasionale vervaardiger van chemikalieë. Alhoewel Sasol sy vlerke verder oor die wêreld sprei na Kanada en die VSA, bevestig die 14 miljard rand investering hoe belangrik die chemiese bedryf op Sasolburg steeds vir die Sasol groep van maatskappye en sy gemeenskappe is. Sasol, reaching new frontiers. Julle weet, ontbytsake gaan natuurlik oor sake en dit gaan oor klein en medium-grote sake en dit gaan alles oor besigheid in die ekonomie en al hierdie wonderlike dinge. Nou, een van die ouens wat baie belangrik is, sy naam is Jacques Stolz. Hy is die voorsitter van die Sasolburgse Sakekamer. Jacques, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, lekker om hier by julle te wees. Het julle baie aktiewe sakekamer daar so in Sasol? Ja, ons probeer al die klein sake help en jy weet, ons op mekaar ondersteun, die plaaslike manne. Dit beteken natuurlik vir jou, jy gaan seker nou sê ja, maar Sasol moet vir jou op 'n of ander manier spesiaal wees. Hoekom is Sasolburg vir jou spesiaal? Eerste plek is gebore daar, Dawie. Ek sal seker doodgaan daar, maar jy weet, ons ligging is baie goed geleë. Jy weet, in 1950 het Sasol al hierdie ligging geïdentifiseer as 'n plek om hulle chemiese aanleg op te stel. Vandag is ons direkte toegang tot die R59, ook die N1. Ons is maar 45 minute van Johannesburg af. En dit sit ons in posisie om kontak te maak met alle groot besighede wat produkte vervaardig word in Johannesburg en versprei word van Johannesburg. Jy praat nou die hele tyd van Sasol by Sasolburg en Sasol, maar is daar ander groot nywerhede daar? Ja, jy weet, daar basies alle chemiese roumateriale word in Sasolburg vervaardig. Ja, dit sluit materiale soos was, kunsmis, plastiek, plofstof,
rubber, alles word daar vervaardig in fabrieke soos Carbochem, Omnia, Safripol. So ons soos ek sê, al die chemiese materiale kom van daar af. Maar is daar plek vir kleiner besighede ook? Ja. Dis juist die punt, daar jy weet met die hoë vervoerkostes, brandstof, jy het net nog genoem van tolpaaie. Dit maak net meer sin om die produkte te vervaardig by die roumateriale. Ja. So Sasol het daarso 'n groot stuk grond beskikbaar gestel vir die ontwikkeling van wat ons noem die Chem City Eco Industrial Park. Hierso kan klein sake hulle op hulle eie grond, baie bekostigbare erwe, kom vestig by die roumateriale en hulle kan die produk reg daar vervaardig. Is Sasolburg 'n plek vir die gewone man op straat? Ja, Dawie, ons het wat ons noem die Groot 5. Dit sluit in die DP de Villiers Stadium, die Penny Heinz Olimpiese swembad, ons biblioteek, die Etienne Rousseau Theater en dan Albanonsrus vakansiewoord. Ek het so 'n idee as mens praat van Sasolburg, mens praat eintlik so 'n soort van 'n groot nywerheidstad, maar ook van 'n plattelandse dorp. Is dit so? Ja, dit is 'n ja en 'n nee daar. Jy weet, Sasolburg dra by tot 30% van die GDP van die Vrystaat. Wow. Maar met 'n plattelandse atmosfeer. So, 30%. Ja. Sasolburg 30% van die hele Vrystaat. Ja, okay. Ons wasaanleg daarso is nou van die grootste in die wêreld. So Sasolburg wat so 'n klein plekkie is, word gesien deur die res van die wêreld. Nou hierso is niks sinteties in hierdie geskenkie wat ek nou vir jou wil gee nie. Ja. Dit is soos hulle sê the real McCoy. En dit kom van Westfalia af en dit is lekker avokadoolie. Ek wil dit hê met vir jou saamvat na Sasolburg toe en gaan wel gemaak iets lekkers daarmee. Dit is baie lekker. Jacques Stolz, hy is die voorsitter van Sasolburg se sakekomitee. Jacques, baie dankie. Lekker vanoggend by ons se draai gemaak het. Daai, julle dit. Terug na Karlaatjie. Ontbytsake besoek al die mooi plekke in ons land in ons motor, geborg deur Equestra Flexi Logistics. Soos ons reeds gehoor het, is Sasolburg 'n buitengewone boomryke dorp en statistieke bewys dat hier wraggies meer bome as inwoners op die dorp is. Dit beteken glad nie dat Sasolburg sommer 'n stil ou plekkie is nie. Hier's oor genoeg vir besoekers om te sien en te doen. Soos 'n verfrissende vroegoggendstappie deur die pragtige Highveld Garden en mens kan ook die kuns en kultuur gaan geniet by die Etienne Rousseau Theater en Gallery 88. Adrenalienverslaafdes sal ook nie teleurgesteld huiswaarts keer nie. Die Riemland Eco-roete, watersport, kragbootreisies en visvangkompetisies sal vir ure se genot sorg. Maar voor jy gaan line-up maak, is dit eers tyd vir besigheid. Na 'n lang koue winter is dit uiteindelik weer somer en heerlik om gaste buite te onthaal. Maar is jou onthaalarea in tip-top kondisie? Vaal Precision Covers is net die mense om jou Lapa 'n splinternuwe voorkoms te gee met Lapa gordyne, kompleet met vensters en ritsluiters. Om die prentjie af te rond en boonop veiligheid voorop te stel, sorg Vaal Precision Covers ook vir kwaliteit swembadseile en nette. Hou jou kinders veilig en jou swembad skoon van blare en goggas. Vragmotoreienaars glimlag ook gerus wanneer hulle kosbare vrag deur Vaal Precision trokseile en nette beskerm word. Die onderneming vervaardig ook 'n wye reeks topkwaliteit PVC-produkte. Vaal Precision Covers het in 2006 in Naledi, Sasolburg hulle eerste professionele produkte aan die publiek bekendgestel en vandag is hulle bekend vir gehalte produkte en vriendelike diens. Vertrou Vaal Precision Covers, lede van die internasionale Business Referral Organisation, om produkte van hoogstaande gehalte te lewer. Haslock is 'n samesmelting van die woorde hazardous locations en is presies wat die onderneming bied: hoë risiko plofbare area konsultasie en opleiding. Die opleiding wat studente by Haslock ontvang, is internasionaal verpligtend vir persone wat op gas- en olieplatforms op see en op petroleum en chemiese aanlegte op land wil werk. As konsultante identifiseer Haslock die risiko's van areas waar ontploffings 'n moontlike gevaar kan wees. Kundige advies word dan verskaf oor die korrekte inspeksies en aankope van die regte toerusting. As opleidingsentrum bied Haslock studente ook FCTA geakkrediteerde opleiding in verskeie vlakke. Instrukteurs Max en Mel is tans die enigste CompX assessors en instrukteurs in Afrika. Hazardous locations of Haslock, soos dit ook bekend staan in Afrikaans, gevaarlike areas. Dis 'n fokuspunt wat ons die industrie wou help of assisteer om 'n opleidingsentrum hier te sit waar ons die ouens kan akkrediteer. Die doelwit was om internasionale akkreditasie vir die mense te kon kry. Ons het dit reg gekry deur onder die CompX skema in te skakel en dit vir Afrika as 'n eerste te kon doen.
Met vandag se hoë vervoerkostes maak dit net sin om jou finale produk so na as moontlik aan die roumateriaal te vervaardig. Sasolburg se Sakekamer bied ondernemings nou die ideale geleentheid om hul besighede nader aan Sasolburg se chemiese roumateriale soos was, rubber, plastiek, kunsmis en soveel meer te skuif. Die Chem City Eco-industriële Park het ligte nywerheidserwe beskikbaar in 'n veilige en bekostigbare omgewing vanaf slegs R126.000 plus BTW. Chem City het direkte toegang tot die R59 en die NE Hoofweg, is slegs 45 minute van Johannesburg met geen tolhekke in die onmiddellike omgewing nie. Ek wil graag namens die Sasolburg Sakekamer alle besighede, groot of klein, asook alle entrepreneurs nooi om te kom kyk na die geleenthede wat hier in Sasolburg geskep word in samewerking met die groot industrie in ons omgewing. Reeds gesoneerde en gedienste eiendomme naby aan verskaffers teen sakpaspryse en met die ondersteuning van die Sasolburg Sakekamer. Eers het ons Sasolburg, maar ons reis deur die Vaaldriehoek is nog nie op 'n einde nie. Ons volgende stop is op die oewers van die Vaaldam, die Nysville. 'n Gewilde naweekbestemming en waar die Around the Island Race, die grootste binnelandse seiljagreis in die wêreld, jaarliks gehou word. Die Nysville is die tuiste van die grootste binnelandse seilbootregatta in Suid-Afrika en die historiese motorfietsmuseum, waarvan die wêreld se mees eiesoortige historiese motorfietsse gesien kan word. Die museum is oop vir besoekers, elke week van Woensdag tot Sondag, 9 tot 3, en toegangsgeld is 'n skamele R20. Bring sommer die hele familie en ontdek die wonder van Tuka se dae se eysterperde. Maar nou terug na die hede en ons kyk volgende na Blue Armor en MSW Estates. Na jare se ervaring en die bymekaar maak van tegnologie van reg oor die wêreld, is Blue Armor vandag die spesialiste in fluoropolymeerbelynings, fabriekkonstruksie en instandhouding. Blue Armor se reeks kwaliteitprodukte en dienste word dwars deur die industrie van die chemiese, petrochemiese, die tekstiel- en papierbedryf tot die mynindustrie ingespan om roes- en erosieprobleme suksesvol te bestry. Blue Armor is 'n trots PDI-onderneming met BEE-status. Hulle indrukwekkende fabriek in Nysville spog met 'n somtotaal van 980 vierkante meter vir fabrikasie en 396 vierkante meter vir vormvervaardiging in die nie-metaalafdeling. Ons is een van die bevoorregte maatskappye om Blue Armors in Suid-Afrika te hê onder lisensiereg van Amerika af. En ek kan dit ook noem dat ons die enigste maatskappy is wat tot dusver die grootste produk nog in Blue Armor in Suid-Afrika hier in Nysville belyn het. Die Peninsula aan Vaal is sonder twyfel Suid-Afrika se voorste binnelandse waterfrontontwikkeling. Geleë in die hartjie van die Vaaldam met 'n 55 km oeverlyn van die silverskoon Vaal en Wilgeriviere. Net 'n uur en 'n half buite Sandton is die Peninsula 'n aantreklike beleggingsopsie en vinnig besig om die speelplek van kieskeurige kopers te word. Een van die unieke aspekte van die Peninsula is die feit dat dit inwoners maksimum sekuriteit bied met oewer-tot-oewer omheining en toegang tot die ontwikkeling wat beperk is tot 'n enkel privaat pad. Die Peninsula se gesogte voltitel en deeltitel eenhede beloof 'n veilige leefstyl, gerieflike familiewoning. Die Peninsula spog met 'n ware Afrika hartklop en nie kan enige ontwikkeling tans aan die Vaal. Dis pure fantasie en 'n bestemming waar elke wens waar word. 5 voltitel landgoedontwikkelinge in die Peninsula beloof beleggers privaatheid en eksklusiwiteit met 'n minimum van 100 meter waterfront op elke 2 hektaar erf. Voornemende kopers kan hulle keuse maak uit verskillende fases, style, topografie en ook aansigposisies van sonsopkoms tot sonsonder. Noukeurige aandag is aan die kleinste argitektoniese besonderhede gegee om 'n 180 grade uitsig oor die waterfront te verseker teen 'n agtergrond van natuurlike rots. Elke slaapkamer, privaat leefarea, sowel as onthaalarea bied asemrowende uitsigte oor die water. Die openlugbou gee elke gesellige kuier om die vuur 'n ontspanne, dog elegante Afrika-atmosfeer. Oopplan leefvertrekke wat van binne na buite vloei en afgerond word deur 'n blinkblou swembad, spel dit uit. Hierdie is luukse waterfront leefstyl op sy beste. Die lui lekker lewe sal sommer enige lid van die familie lus maak om deel te word van die aktiewe watersport leefstyl wat die inwoners om die dam deel. Boonbehalwe die 5 voltitel ontwikkelinge, spog die Peninsula aan Vaal ook met die deeltitel Featherstone landgoed. Die ontwikkeling versinnebeeld 'n moderne leefstyl van praktiese funksionaliteit gekombineer met 'n reeks aantreklike bouplanne.
Die multivlak oopplan eenhede bied elke lid van die gesin oorgenoeg spasie en ook privaatheid. Jou deeltitel-eenheid by Featherstone sal sommer gou die gunsteling plek word vir gesellige familiekuiers. 'n Ruim wynkelder, vuurmaakplek in die buitebauma en 'n eie privaat waterfront onthaalarea rond die pragtige prentjie af. Dan is daar die perde- en ruitervriendelike Equestrian landgoed, ontwerp met 'n ruiterkultuur en 'n rustige plaasatmosfeer in gedagte. Die unieke ontwikkeling vorm 'n integrale deel van die groter peninsula en dis 3800 hektaar waar perde behoorlik koning kraai. Verken die groot oop spasies, natuurskoon en wildlewe vanaf jou perd se rug en die lewe kan mos net nie beter nie. Die unieke argitektuur van die Ridgeview landgoed is oop, aards, natuurlik en lig. Die enkelverdieping eenhede het geen onnodige vlakke en trappe nie en versinne beeld eenvoud in die natuur. 'n Oorvloed wild en voellewe kan van wildbesigtigingsvoertuie gesien word en hengelaars en kanoevaarders kan daagliks die kalm waters van die dam geniet. Die peninsula aan Waal spog met 'n hele rits aktiwiteite en fasiliteite soos opwindende bergfietsroetes, 'n avontuur- en hindernisbaan vir die wat daarvan hou om hulle vierwiel motorfietsse 'n behoorlike uitdaging te gee, chip- en padbane vir golfentoesiaste en selfs oorgenoeg plek vir geweer- en boogjag. En vir die wat die lewe 'n bietjie rustiger geniet, beloof die peninsula aan Waal plaaslewe op sy beste. Daar is spesiaal vir beleggers met 'n bietjie boer in sy bloed 'n deel van die landgoed uitgesit vir aktiewe boerdery. Hier is die huise ontwerp in tipiese opstalstyl, maar om die lewe vir jou so gemaklik moontlik te maak, is elke denkbare moderne bykomstigheid ingebou. Jou plek hier onder die peninsula son is meer as net 'n juweel van 'n weelderige luukse landgoedleefstyl. Dis 'n eindbestemming, 'n gevoel van behoort en 'n uitstekende beleggingsopsie. Die Vaaldriehoek is 'n interessante plek van kontraste. Van die innoverende tegnologie van moderne industrieë tot oeroue, rare fondse wat terugdateer na die steen- en ystertydperke wat te sien is hier by die Nysville se biblioteek. Baie dankie vir almal in Sasolburg en Denysville wat deelgeneem het aan ons eerste Vaaldriehoek fokus. Volgende week kyk ons verder na die Vaaldriehoek, want hierdie omgewing is baie vooruitstrewend as dit kom by besigheid. En dan wil ek ook herinner dat ons Bellville fokus binnekort afsluit. So as jy nog deel daarvan wil wees, kontak vir Neville so gou moontlik en bespreek jou plek. Net hierna gee ons julle al die besonderhede van die Canon fotokompetisie. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Vet Budgie rol groot uit. Jou vet kans om telekomrekeninge se vlerke te knip. Hier is weer die lekker tyd van die jaar en dit is weer tyd vir fotokompetisietyd by Ontbytsake en vanjaar se tema is geluk en 'n vrolikheid. Want lewe is kort en dit is nie nodig om 'n suur knol te wees nie. En asseblief mense, wees kreatief. Moet asseblief nie vir ons gaan staan en troufoto's stuur, byvoorbeeld. Behalwe as jy miskien met Angelina Jolie getroud is. Maak nie mas nie. Hoopelik is dit natuurlik foto's wat jy self geneem het. Alright, en moenie gaan staan en die foto's ergens gaan Google of so nie. Onthou ons, as jy dit gaan doen, gaan ons verseker vir jou ergens uitvang en dan gaan ons jou naam krater maak hier by Ontbytsake. So jy moet die foto's self geneem het, jy moet dit self inskryf en geen uitsonderings nie. Ja, en hierdie jaar is daar slegs 2 weke om vir ons julle foto's te stuur want die sluitingsdatum is 9 November en daarna sal ons 10 finaliste kies waarvan ons die foto's op ons Facebook-blad sal sit en dan kan julle self kies watse foto's julle die meeste van hou deur dit te gaan like. En dan nou die foto's met die meeste likes na 'n week sal dan nou wen en dan gaan ons daar ook 'n tweede en 'n derde en 'n vierde plek aanwys. En nou, hier is die stories, die pryse van Canon, die algehele wenner kry 'n Canon, hoor ek ken my kameras julle ouens, SL EOS 60D, ter waarde van meer as R10,000. Die tweede prys is 'n Canon PSS 100 HS van bykans 4,000 bokke. En die derde prys is 'n Canon PS SX 260 HS van ongeveer R3,000. En die vierde prys is 'n Canon PS A4000 IS wat R1,395 kos. So dit is beslis nie te versmaai nie. Stuur vir ons jou foto van nie meer as 3 megs nie na, luister mooi,
canon@ontbytsake.co.za of canon@ontbytsake.co.za. En dit moet 'n foto wees wat jy self geneem het. Jy moet self die knoppe gedruk het. Verstaan jy? Klik self. Nie copy-paste sulke goedere nie. Klik afneem. Nou is dit eers oor na Jan Harm met die opsomming van die week se weer. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Wing. G-Connect in-flight Wi-Fi nou beskikbaar op alle Mango vlugte. G-Connect, meer as net breëband. Ja, heelwat aksie in die bolig hierdie week. Dit gaan nat en vogtig wees, ook koud oor die oostelike gedeeltes van die land hierdie naweek as gevolg van 'n koue frontstelsel wat inbeweeg oor hierdie streke. Ook donderbuie wat kan voorkom, reën wat voorspel word in Durban later vandag vir die Karibebeker wedstryd. Aflandige lugvloei wat temperature gaan opstoot in die weste hierdie naweek lekker warm, maar teen maandag twee stelsels wat inbeweeg, 'n koue front en 'n boligdrogstelsel. Dis teen Dinsdag baie goeie kans vir wyd verspreide donderbuie, ook reën langs die KwaZulu-Natalse kuslyn met die see wat baie onstuimig gaan wees. Oor die hele tweede helfte van die week is nog steeds 'n kans vir donderbuie om voor te kom oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land, ook reën langs die verre ooste van die land as gevolg van hierdie twee stelsels. In die weste sal dit opklaar, dit sal matig en sonnig wees tot teen Vrydag wanneer daar 'n koue front inbeweeg vanuit die weste met enkele reënbuie in die Suidweskaap. Dawie gesels dan met Pierre Breitenbach, ons gas vandag. Hi. Ek hoor sommige dienverskaffers skroef hulle kliënte. Ons Uncap is genoeg. Uncapped internet vanaf R99 insluitend in-flight wifi op alle Mango vlugte. Besoek G-Connect vir jou breëband internetkeuse. Geen los skroewe nie. Ontbytsake beplan 'n fokus in Saldanha en Langebaan daaronder langs die Weskus en dit sal uitgesaai word op 23 Februarie 2013. So as jy 'n besigheid in daai area het en deel van die fokus wil wees, kontak vir Chantel van Winkel. En die elektrik is terug in die dorp. Oh no, kyk maar. Ons gaan die girls check. Is hierop lyk ek fit. Nee, sy bek. Oh my adem, maar grand. Ons sal hulle gaan en ek is lus vir dans vanaand. Ons gas vanoggend is Pierre Breitenbach wat nou binnekort gesien gaan wees in Dagbreek. Waar jy nou een van die mede-aanbieders gewees. Ja. Terwyl Langarm nou besig is met sy weerstorie, toe maak jy nou 'n opmerking en jy sê my bek hang oop oor die groot woorde wat hy gebruik. Dis fenomenaal. Is dit die grootste woord wat jy ken? Fenomenaal. Ja. Dit is 7 letters. Ek staan voor hom en kyk en dink dit kom uit sy eie kop uit. Weet jy hoe intimiderend is dit nou vir my? As sulke goeders uit sy kop uitkom. Jy weet hoor wat so snerk kom uit sy mond uit. Jy sou met hom sê jou woordeskap bietjie moet opknap as jy nou nee, ek het die woordeskap van 'n bergskilpad, maar nou ja. Luister hier, ek wil nou vir jou sê wie almal nou hierdie ding gaan aanbied, né? Gaan jy? Dankie, want ek het geen idee nie. Laat ek jou nou vertel. Ja. Betty Kemp, Elma Smit. Ja. Harold Rigter. Harold, dis hoe mens uitspreek. Maar wat het ek gesê? Jy het sê Harold. Harold is 'n Engelse ou. Harold is baie Duits. Harold. Ja, Harold. Harold Rigter. Maar Rigter is ook Engels. Nee, is Duits. So moet ek hom sê Richard. Herr Harold noem ek hom altyd. Harold Rigter. Ja. Roseanne McKenzie, dis Engels. Roseanne. Wie het daar? Ek kan nie maar ek probeer dit in Afrikaans doen. Roseanne McKenzie. Roseanne, ja. Hoe sê mens die naam? Pierre Breitenbach. Ja. Ek weet nie, daar's geen Pierre in my familie. Dylan Lance. Dylan. Jy sien, dis ook nie weer 'n ander nie. Dylan Lance. Dylan. Nou vir al hierdie mense, né, van wie hou jy die minste? Die minste op hierdie stadium moet ek sê van Harold, dink ek. Net per slot van sake omdat hy amper so aantreklik is soos ek en dalk mag fokus van my weg. Dink jy dis hoe jy hierdie rol gekry het oor jou aan? Natuurlik. Jou magnetiese aantrek. Dink jy dit enigiets met talent te doen? Julle moet tog op 'n of ander manier besluit wie wat 'n rolle julle gaan speel. Ja, ons sal nou seker daarby uitkom op stadium. Maar nee, dis my eerste dis jy weet. Maar jy het net op in Milan gesê jy het nou voorheen het jy nou al het jy nou al programme geanker, jy het dit nou al aangebied. Ja.
Hoe was dit vir jou? Was dit vir jou lekker? Was lekker. Kyk, ek kom my akteurs agtergrond uit. So ons is maar eintlik populair. Ek mag dit nie op televisie sê nie. Volgende week is ek lewendig op die lug en mag ek dit sê nie. Ons is maar nie baie slim nie akteurs oor die algemeen. Dink ek ons kan baie goed onthou, maar ons kan nie baie goed dink nie. En dit was lekker vir my om met daai programme te gedoen het. Die journalistieke tipe van analitiese gaan soek, gaan krap 'n storie uit en wees eties daaroor. Elke ou kry 'n kans en jy weet daai tipe van ding en moenie te veel jou opinie gee nie. Elkeen is 'n feite, die publiek sal besluit. Daai tipe van ding. Ja. Dit is baie lekker. So ek dink in 'n mate is dagbreek het ook 'n baie sterk element van dit. Dus ons gaan nie kante kies nie. Ons gaan ook nie beklei met mense nie. Ons gaan net lekker kuier. En as jy nie van iets aan hou nie, van nie dan moet jy vrede daarmee maak. Ja, maar dit is tog baie belangrik in 'n ontbytprogram soos hierdie jy tog 'n mening moet hê oor iets. Jy moet maar jy sien maar nou mag jy ook nou nie 'n sterk mening hê nie, sien. Okay, maar voor ons van jy sterk mening uitkom, moet ek eers gaan 'n ander draai gemaak. Oula maak en sy het 'n baie sterk idee oor seker goeie. Ek sien sy het vanoggend as jy so kyk oor na kombuis dan lyk dit my soos 'n gebraaide babas wat al lê. Wat ons bietjie later dan gaan proe. So ons gaan kyk eers wat sy dan kombuis aanvang en dan proe ons nou. Spier se signature Chardonnay, die ideale pasmaat vir pangebraaide salm met 'n suurlemoen bottersous. Al wat ek hier gedoen het is ek het die Spier wynplaas se Chardonnay ingesit om al die lekkerte wat hier onder in die pan vasgesit het wat ek toe ek die vleis gebraai het los te kry. So dis eintlik al wat in die sous is. En dan het ek die gekarameliseerde appels en ek gaan bronkos opsit. Dit is watercress in Engels, net om 'n peperige smaak te kry en so 'n paar skywe van die varkfilet. En dan gaan ek van hierdie sous net so bietjie sodat dit nie droog is nie. Oor sit. En net omdat die appels baie soet is, gaan ek appeliefies bysit. Nie net vir kleur nie, maar ook net om die soetigheid te breek. En dit saam met 'n glasie Chardonnay. Ons gaan nou terug na Davie en Peer. Escort. Die lewe is net nie so lekker sonder hulle vars vleisprodukte nie. Westfalia avokadoolie, die gesonde maar ook heerlike alternatief om te gebruik in enige kos. Maak kosdrange jou rasend. Sukkel jy om gewig te verloor as gevolg van insulienweerstandigheid, tipe 2 diabetes of menopause? Stop die kosdrange, verloor gewig en bly op jou ideale gewig met die Manna dieet. Kry jou gratis dieet e-boek by mannaplus.com en sê tot siens vir gewigsprobleme met Manna bloedsuikerbeheertablette. Beskikbaar by alle apteke, gesondheidswinkels en by mannaplus.com. Maar ek wil vir jou sê Peer, nee, het jy gesien na die kos wat Carla gemaak het? Ek kyk nog steeds daarna. Dit is sny hulle dit. Dit is nie absoluut verruklik nie. Dis die vet budgie is besig om die kos vir ons. Dis wêreld. Dis eerlik. Hoorie, so weet jy nou dat toe jy nou toe ons nou hoor, toe ek nou hoor, dat jy nou toe kom. Want hulle lig jou op heel op laaste lig hulle jou in oor wat gebeur. Ja, maar ek was natuurlik baie in die hoofligte, ja. Baie bly toe ek nou hoor het. Toe vra ek nou vir hom, is dit muis? Muis. Want weet jy ek is nou jammer om dit te sê. Gaan jy nou lelik wees my? Nee, ek sê maar net vir jou. Mense as jy oor mense praat oor 'n goed ding, as jy iets ruik. My ouma is in Kaneel. Ja. Jy ken die storie. Ja. Dan en as iemand vir my sê dan moet hulle net vir my sê muis. Dan weet ek of jy hulle praat. Want jy het 'n advertensie gespeel van ietsie waar jy 'n muis was. Nee. Ja. Nee. Is ja. Wat sê jy was dit? Nee, ek weet nie wat er is. Dit is vir kaas of iets gewees. Wie gee vir Davie hierdie inligting? Doen nou nie sy eie, ja, jy kan sien hy doen nie sy eie navorsing. Ja, Davie. O, okay, wel ek het nog gesien. Sê nou vir my. Ja. Jy is nou wat sê nou is stand-up comedian ook partykeer? Ek weet nie, hulle noem dit 'n skerp skets komediant in Afrikaans sê ook sommer net stand-up, maar is dit nie dis 'n job wat mens kan doen en sê net wat jy wil sonder om enige verantwoordelikheid te vat? O nee, glad nie. Glad nie. Jy het verantwoordelikhede. Soos wat ek al uitgevind het. Maar ek het nou 'n bietjie teruggestap van dit af. Wat my pla van dit is, ek is nie meer lus om in kroë, in klubs
te gaan komedie doen in die aande en daarvoor op die... Ek het nou 'n biologiese vrou en 3 kinders en ek geniet dit om by hulle te wees. Dit is vir my lekker. En ek is nie lus om met elke dronk knaap in 'n radius van 20 km te stry en te sê ek wil nou die mikrofoon vashou. Hier gee vir my. Klaar, en dan moet jy nou met hom stoei. Nee, dis nou nie my idee van meer van 'n lekker aand. So sê jy nou jy is nou klaar daarmee? Ek is nou klaar daarmee. Vir wie weet dalk nou nie op die lang termyn nie, maar vir 'n ruk is ek nou 'n bietjie klaar. So gaan hierdie dagbreek nou 'n groot deel van jou dag nou breek. Plus minus ja. Nee, ek dink so. Nee, nog ander goedjies ook weer so besig wees, maar 'n dagbreek gaan 'n redelike deel wees daarvan dink ek, ja. Is dit? Kry jy borge vir klere en sulke goeder? Kyk, dit lyk dink jy kry borge? Nee. Hierdie in feite het ek seker 3 jaar terug gekoop. Dis die laaste keer wat ek langmou hemde gaan koop het. As jy die dag 'n borg kry, sê jy ons sê daarvan. Wil jy dan nie daarvan? Ja. Wil jy afskep? Ja, ek weet van waar jy 'n borg gaan kry. Ek weet nie hoe kry sterre dit reg om karre en selfone en huislenings en sulke goederes geborg te kry nie. Dis vir my ongelooflik. Is dit die goederes wat jy voel jy geborg behoort te word? Ek nee, baie meer. Nee, dis die hoe sê dis die mandjie items vir my. Daar's nou ander goederes wat vir my so lekkerder werk. Alright. Hoe jy sê jy het 'n SMS gekry en sê dat môreoggend is dan nou dagbreek Ja, die audisies, ja. Ja. Wat het julle gedoen by die audisie? Hulle het vir ons papiere gegee net so 3 cm hoër hoopie as wat jy daar het en gesê het was dit beter nagevors gewees as myne? Nee, ek dink joune is fenomenaal nagevors. Ek dink met meer lees daaraan sal help. Maar en hulle memoriseer hierdie en dan praat julle en ons het gaan onderhoude hou en vertel vir ons die nuus uit jou kop uit en so wat jy nou daar gelees het en sulke dinge. Dis maar gaan jy nou byvoorbeeld 'n onderhoud doen met 'n nuusmaker van 'n aard? Jong ja, ek sal maar nie vra wat elke gewone ou wil weet. Dis mos die ding. Ons wil nie almal weet. Kyk, jy's spesiaal, nie? Wel nou nie so spesiaal, jy bedoel jy's oulik, bedoel ek, né? Jy weet wat met die ekonomie aangaan. So jy's 'n kenner met hierdie oulik. Jy het dan nie 'n poliovoetjie of so spesiaal nie, bedoel ek nie, maar jy daar was al klagtes teen jou gewees, né? Daar was al 1 of 2 klagtes, maar dis omdat ek so praat en sê wat ek sê en dan dink ek eers volgende week daaraan. Maar ek is nie lelik nie. Ek wil net sê, dis nie die geval om sê jy is nie so spesiaal nie. Ek bedoel jy is wat is spesiaal? Stop dit. 'n kenner. Stop dit. Nou maar kenner. Ek sal nie 'n kenner onderhoude kan doen nie. Ek sal net die vrae vra wat elke ou by die huis wil weet en dis nog 'n soort saak wat die mense wil weet nie waar nie. Is daar nie in die dagbreek wat nou wanneer begin dit die 5de November, né? 5de November. Is jy die 5de dag? Ek is die 5de oplig, ja. Wie gaan heel eerste open en sê, "Hallo, goeiemôre, dit is dagbreek." Ek weet nie. Dit sal seker iemand baie belangrik in oulik wees. Hooplik sit ek sal sien. Jy het so geoefen. Kan ek oefen? Probeer daai en na. Daai. Okay, sê. Wat moet guy lees wat daar staan? Of is dit jou lyn wat jy nou moet sê? Ja, jy kan dit maar lees dan sê ek kyk hoe goed jy dit doen. Nee, maar wat moet ek sê? Hallo, welkom by dagbreek. Ja, sê dit so iets. Okay. Maar dan moet ons dit moet mense broek aantrek vir dagbreek want ek en jy is altyd sonder broek. Begin met jy ding man. Niemand weet dit nie. Goed. Goeiemôre en welkom by dagbreek. Wat my naam ook sê? Nee, my middelnaam. Kom, ek gaan dit probeer. Gaan jy, okay. Goeiemôre baie, welkom. Dis die heel eerste program van Dagbreek en ek sien uit na 'n wonderlike lekker program. Ons gaan nou kyk na musiek van Mel Botha en hy sing Aardskind. En dan is dit tyd vir groet. Dis ou pro. Wat sê dan? Soos jy hortend aan ons sug. Is heel wat ouer nou en verwese. In jou wollarjas sonder drome. Slaap jou hart vanaand in die hartklop van jou winkelmaan het jy woordeloos verdwaal in jou winterwoud verhaal jou winterwoud verhaal Baie dankie aan Pierre Breitenbach. Ek wil net sê dat dit vir my baie jammer is en ek wil jou eintlik vra, hoe voel dit
Om te weet dat iemand jou verwar het met 'n muis. Dis okay, ek sal met erger goed verwar. En my vrou het bygetrek. Baie dankie vir oggend by ons draad kom aan. Dis heerlik by julle gewees. Baie dankie. Baie dankie. Ons wil jou graag van hierdie spier se Chardonnay gee. Hulle is ons borge. Ek en jy moet nou uitdrink want dit gaan net my motorfiets pas nie. Okay, en dan kan ons jou motorfiets agter my bakkie laai. Baie dankie dis al, dis okay. Ek hoop jy geniet. Ag, dankie. Lekker om saam met jou te kuier. En volgende week kuier ons saam met die sanger Willem Botha wat ook binnekort in die nuwe Afrikaanse fliek Pretwil te sien is. En ons sit ons kuier voort in die Valdreuken Vereniging en van 'n boupark volgende week. Lekker. En huidiglik gaan ons nou eet. Ja, huidiglik. Ag, ek moes dit sê Dawie, net om jou net totaal om te krap. Hoorie Ola. Dis die lelikste woord Ek weet hoekom dink jy gebruik ek dit nou? Dit pas nie eens in wat ek gesê het nie. Mense gebruik Dis 'n lelike woord. Nou is nie eintlik so woord. Huidiglik. Nee, jy sê tans. Tans. Oh, must I say tans? Dis mense skryf en dit proe nie lekker nie, dit smaak lekker. So hoe smaak dit vir julle? Dit smaak heerlik. Baie dankie. Dit smaak heerlik. Jou kos is uit die boonste rakke. Baie dankie. Dit is verruklik om. Verruklik. So verruklik. Baie dankie. En dit paar heerlik met hierdie wyn. Absoluut. Oh, lovely. Dis heerlik, Ola. En hierdie appelliefies uit die boonste rakke. Boonste rakke. Vat 'n appel en 'n appeliefie en 'n ja.